Goeiemôre weer eens by Inspireer op hierdie wonderlike woensdagoggend. En nou ja, volgens die weerbureau is dit so bietjie warmer, maar nog steeds kan ons nou nog nie lekker laat lê nie. Maar ons gesels nog steeds hierdie week oor gebed. En ek wil spesifiek vanoggend met jou praat oor 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 waar ons lees dat in die eerste plek wees altyd bly. En dan sê die apostel Paulus, bid sonder ophou. Hierdie is seker die kortste verse in die Bybel. En dan sê hy in vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou, gebed val so in die middel van wees bly en wees dankbaar. Dis my amper so asof dit die hamburger patty is, so op 'n lekker hamburger. En gebed begin juis daarby dat ons konstant onsself in hierdie routine sal inbring om aan te hou bid. Bid sonder ophou of bid gedurig. En dan wonder jy dalk, okay, maar nou wanneer moet ek gaan werk of wanneer moet ek sport doen of wanneer moet ek eet? Mag ek nie dan bid nie of hoe werk dit? Waar pas ek gebed in? Ek dink gebed het plekke in ons lewe. In die eerste plek is daar gebedstyd, stilte tyd, binnekamertyd wat ons met die Here tyd spandeer, maar dan is daar ook hierdie gebede waar ons in konstante gesprek met God besig is, by jou werk, by die huis, terwyl jy ry, maak nie saak waarmee jy besig is nie. As jy dalk besig is met iets en jy voel, maar ek kan nie nou bid nie, dan wonder ek, is dit die regte goed waarmee jy besig is? Want jy gaan saam met God werk toe, jy ry saam met hom in jou motor, jy eet saam met hom. So, bid sonder ophou, bid gedurig, soos Paulus sê. En ek wil daarom nie eers hierdie inspireer van vandag afsluit met gebed nie. Ek wil vir jou vra, kom ons bly net bid. En dan sien ons jou Vrydag aand, 6:00, by Corpus Christi, waar ons deernaggebed gaan hê, tot Saterdagoggend. Mag die Here jou seën.